Hallo en baie welkom by vandag se Briltyd. Dis 'n nuwe week, is 'n maandag en ons glo en vertrou dat hierdie 'n wonderlike week vir jou sal wees. Ek het net hier voor ons die potgooi begin opneem het ek vir my medebroers op die paneel gesê, die laaste 2 weke is in my lewe hektiek. Is besig, is bedrywig, ou is besig, met die werk van die Here, ou is besig in die koninkryk. Ek glo dis produktiewe werk wat 'n ou doen, belê in mense. Maar ek het vir jou sê, toe ek Saterdagmiddag van die Kaap af saam my vrou hier in ons baie by die huis stop, toe voel het voel vir my ek het die All Blacks op die DHL stadium gespeel, want het voel ek is uit. So, kom ons kyk vir koning Leo, net vir ons aan die bril te kry, en dan gaan ons lekker saam gesels vandag, oor 'n baie, ek dink 'n groot tema wat baie entrepreneurs, besigheidsmanne en veral manne begin stil raak. Is die plek van, maar kom laat koning Leo gou vir ons hallo sê. As hy die man is, ons weer aan die gang, ons is reg vir die nuwe week opgecharge om lekker saam te brul, en ons gaan 'n bietjie praat vandag oor uitbranding, of die Engels burn-out. Ons is, veral as gelowiges, so geneig om vir iemand te vra, wel, dus van kleins af in ons. Hallo, hoe gaan het met jou? Goed. OK, die antwoorde wat jy terugkry, maar het jy al regtig op daai plek gekom, veral as dit nou iemand is wat jy kan sien, yes, dit lyk nie of die persoon op 'n goeie plek is nie. Om vir daai persoon te sê, hoe gaan dit regtig met jou? Kom ons skryf al ons titels en wie ons is en wat ons is, en kom ons haal ons maskers bietjie af, en kom ons praat vandag bietjie reguit oor 'n ding wat baie veral mans se bril wegvat. Is waar hulle by 'n plek kom en so moeg geraak het, soos hulle sê, jou moeg is moeg. Jy kan nie meer daar fokus nie, jy is neerig, jy verloor absoluut jou meer, en jy skort van draad, soos ek sê, daar waar jy by 'n plek kom van, enough, ek is nou op, ek is klaar. En ek praat nie van die moeg van, jy's van die einde van die jaar, 'n lekker vakansie, kom hier na die tuinroete toe, Mosselbaai, Hartenbos toe, vir 'n paar weke, kom kamp, en kom rus lekker nie. Ek praat nie van daai moeg. Ek praat van ook 'n geestelike moeg. Daai moeg wat Samson gehad het, waar hy by 'n plek kom wat hy wou doodgaan, omdat Delilah so by hom aangehou het. En die probleem met Samson was, wat sy naam sterk lig, sonskyn beteken het, hy het so moeg geraak, dat hy op die verkeerde skoot gaan rus. En dit het hom sy oë gekos, sy visie gekos, dit het hom baie pyn gekos, dit het hom sy roeping gekos. Dit het gekos dat God van hom al weggegaan het. Loof die Here vir sy genade, prys God vir sy groot genade, dat hy 'n God is, nie net van die tweede kans nie. En dat Samson se einde beter was as sy begin. Hy het meer Filistyne doodgemaak met sy dood as in sy hele lewe. So, hy het sterk geëindig, en op die ou einde het hy rus gekry by sy vader, toe hy by sy vader Manoag sy graf begrawe is, en Manoag sy pa se naam het beteken rus. So hy het uiteindelik gaan rus kry by sy pa. Ons hemelse Papa sê, kom na my toe, almal wat bemoeid en belas is, almal wat moeg is, almal wat op is. En ek het dit goed gedink, is al 'n rukkie wat hierdie inkom, maar hier gaan vanoggend iemand met jou praat uit sy hart uit, en ek weet hy gaan nie doekies omdraai nie, gaan reguit praat, want dis waaroor dit gaan. As entrepreneur, ons het laasweek al oor gepraat, as jy dink jy gaan alles op jouself vat, ja, jy moet dit begin, en jy moet weet hoe om alles te doen, en jy moet kan voorstap en sê, volg my, soos ek vir Christus volg. Want ons het ook gesien, die belangrikheid van mentorskap, mentors in jou lewe, accountability. So, ek het vir Brother Peter Warren gevra, dat hy vanoggend die tafel vir ons sal dek. Ek het so 'n bietjie voorgereg hier opgeskep, maar dat hy vir ons die groot, sal ek sê, willebees of buffelgereg
hier op die tafel kom sit vir oggend, dat ons lekker aan hom kan smil. So Pieter, dankie dat jy bereid is om te praat oor iets wat baie min mense regtig bereid is oor te praat. En veral iemand soos jy, wat vir so lank in die bediening was. En toe kom hierdie ding jou kant toe. So ons is baie bly en dankbaar dat jy hier is saam met ons en dat jy nie so uitgebrand het dat jy heeltemal stil geraak het nie. So ek wil nie net, ek wil graag hoor hoe alles gebeur het en wat gebeur het, maar ook asseblief die genesing. Wanneer het jy weer begin brul? So baie dankie Pieter. OK, Frek, baie dankie en groetnis aan almal. Hierdie is, soos jy sê, nie iets waaroor 'n ou eintlik wil praat nie, maar ek gaan hieroor praat vir 2 redes. Nommer 1 is om die Here die glorie te gee vir hoe hy my help. En tweedens, ek is daarvan oortuig dat baie van die ouens wat kyk en luister is op pad uitbranding toe. Of hulle ken iemand wat op pad is na uitbranding toe. En ek deel my storie, ek is nie 'n mediese kenner op die gebied nie. Hierdie is maar net my mening. Daar's ouens daar buite wat baie meer weet van hierdie onderwerp as ek. Maar kom ons gaan terug, so 6 of 7 jaar terug. Ek was al 40 jaar in die volle pastorale bediening. Ek het al my life savings gevat en 'n besigheid begin, so sideways venture, wat ek gedink het en gehoop het gaan reël vir my pensioen en so aan, want as pastoor het ek nooit 'n ryk gemeente gehad nie. Dit was maar net hoe die Here met my gewerk het. Maar nou ja, ek oorhandig my laaste kerk aan 'n jonger man en iewers skielik, so 'n week of 2 daarna, het ek my besigheid verloor. As gevolg van my eie onkunde, maar ook die verkeerde vernoot. En dit was 'n tyd van massiewe spanning in my lewe. In al my 40 jaar het ek nie 'n behoorlike support structure gehad. Al wat ek gehoor het, is jy moet self sorg dat jy regkom en so aan. You on your own, my friend. En daai is belangrike dinge. You're on your own and a support structure. Die een oggend word ek wakker, ek is uitgeput. Geheel en al. Emotionally, physically, mentally, spiritually. Ek het geen krag of motivering of selfvertroue om uit die bed uit te klim, om uit die bed uit te kom. Ek het gevoel dat ek leeg was, niks meer om te gee nie. Nie meer in staat, hierdie is belangrik, nie meer in staat om die gewig te dra van die stres, van die spanning. Dit het net vir my hopeless te veel geword. I had no more to give. Nothing. Soos Paulus sê, I'm poured out. Geen stoom, al my selfvertroue verloor. En ek was nog al my jare baie kokkie. Ek was baie jare in die regsberoep. Ek was 'n bone crusher, 'n problem solver. Maar daar verloor ek. Ek is dokter toe, hy bevestig.
Dis 'n belangrike punt, gaan dokter toe. Kry eers 'n mediese ondersoek van bo tot onder. Is jou hormone waar hulle moet wees, soos hulle moet wees. Process of elimination. Die dokter sê vir my, soos jy gesê het, Freek, dit is iets wat mans deurgaan. Vrouens, dit is soortgelyk aan die senuinstortings wat vrouens het. Maar my ervaring is dat mans het nie senuinstortings nie. Hy tref die muur, soos wat Ayrton Senna die muur getref het, teen 'n massiewe spoed. En daar bly niks oor nie. Baie burn-out ouens vat net daai haalgeweer en hy haal homself en sy hele familie uit. Mense, ek is ernstig hieroor. Die dinge wat ek gaan deel vandag, hoor wat sê ek. En as die vingers na jou toe wys, neem dit asseblief baie ernstig op. By die werk is jy nie baie belangrik oor die algemeen, maar by jou familie is jy ontsettend belangrik. En by die Here is jy baie belangrik. So, ek moes toe 'n proses begin van leer, van genesing en herstel. Ek moes ondersoek instel wat my uitbranding veroorsaak het. En ek het 'n paar gedagtes daaroor. Nommer 1, ek het onrealistiese verwagtinge gehad. Unreasonable goals. Unreasonable. Onrealistiese verwagtinge. Ek het aanhoudend gehoor, dinge soos jou verkoopdatum lig flikker. Jy moet heeltemal op jou eie sukses behaal. Ouens, die duiwel wil hê jy moet dink jy's 'n eiland. Jy het niemand nodig nie. You can do it yourself. Jy speel met vuur, my vriend. It's not good for man to be alone. En dit het groot stres veroorsaak in my lewe. Behalwe my pastorale werk, soos ek sê, het ek my hele pensioen, al my life savings, in hierdie besigheid belê. En alles verloor. Soos ek sê, deur my eie onkunde en deur die verkeerde vernoot te hê. Hoor jy die lesse? Hoor jy die lesse? Tweedens, ek het nie my stres bestuur nie. If you do not manage your stress will manage you. If you don't organize your dagboek, somebody else will organize your dagboek for you. En dit is die goed wat ek gesien het. Ek het nie na myself omgesien nie. Daar is 'n lyn, ja, dit gaan oor ander mense, help die ander, bla bla bla. Maar ouens, jy kan nie gee wat jy nie het nie. Jy moet nie net quiet time, stilte tyd hê nie. Jy moet nie net tyd hê saam met jou vrou en dan saam met jou vrou en jou kinders. Jy moet me time hê. Jy en jouself alleen. Dit moet in jou dagboek inkom. Dit moet 'n rots wees. In my lewe, as die Springbokke speel, that's me time. I'm gone. Daai 2 ure is myne. Sê jy, genuine. Tel met die wêreld. You must have me time, al is dit in die gym of waar ook al. Ek was oorgewig.
Ek was onfiks, fisies. Ek het verkeerd geëet. So op 'n drafstap, gou 'n burger vat. No, my friend. You're killing yourself. Ek het verkeerd geslaap. Ek het so baie ge-worry oor alles en almal. Jy moet soos mens sou wees, vroeg in die bed kom. You must have, oor die algemeen, about 8 hours sleep. Jy moet hê, want die Here gaan jou 2:30 daai volgende oggend gaan hy jou wakker maak, dat jy saam tyd met hom spandeer. Come on. My Bybelstudie en my gebedslewe as pastoor was hoofsaaklik net vir preekte, nie vir myself as disipel nie. Soos ek reeds gesê het, ek het geen ordentlike, sterk ondersteuningsstruktuur gehad. Ons praat van mentors. Is baie meer as mentors, my vriend. Is nie net mentorskap nie. Dis pilare. Dis ouens wat jy kan vertrou. Ouens wat jou rug het. Wat ek nie gedoen het, ek was so 'n match winner op my eie eiland, man alone against the world. Ek het nie gedelegeer nie. Ek het so groot geword. If you want something done properly, do it yourself. Sorry, pal. Massiewe fout. Massiewe fout. So kom ons kyk, wat moes verander? Ek moes leer oor veerkragtigheid, resilience, om terug te bons. Hier is 'n stelling wat ek vir julle lees. Veerkragtigheid is die vermoë van 'n persoon om terug te bons en om te leer uit terugslae en oomblikke van intens druk. Om verrassings, veranderinge en onverwagte terugslae. Verrassings, veranderinge, change management. We don't fight against the change. Our problem is the circumstances that arise because of the change. Dit is waarteen ons stry. Dis 'n mengsel van waardes, oortuigings en 'n positiewe houding wat lei tot, luister hierna, beter persoonlike prestasie en ongewenste en oormatige stres voorkom. Individuele veerkragtigheid verskil van persoon tot persoon. Maar ons almal het dit. Individuele veerkragtigheid. The ability to bounce back, soos Mike Skutte. Almal is in staat om sy of haar veerkragtigheid te verbeter, maar dit kos altyd moeite. Freedom is available, but you got to fight for it. Jy kan nie net, you can't just live life and let life live you. You've got to live purpose-driven, on purpose, with purpose. So nou, my pad na genesing. Ek moes self reflekteer en leer, soos ek nou vir julle vertel het, wat my tot daai punt gebring het. Ek moes verantwoordelikheid aanvaar en ophou om blame te verskuif.
Dis nie my vrou se lekker kos maak wat my vet maak. Dis ek wat te veel eet wat my vet maak. You've got to take the punch that is yours. But do not take the punch that is not yours. Dis 'n oorlog. Dis 'n oorlog. Die vyand wil jou uithaal. Jou familie. He takes the sons out by taking the fathers out. Ek moes selfdissipline begin toepas. That's on you. Ek moes leer hoe om my stres te bestuur. Ons kan 'n ander tyd daaroor praat. Daar's net 5 metodes hoe 'n mens jou stres hanteer. Een van hulle is jou default setting en jy moet dit doen. Identify your default setting om jou stres te hanteer en werk dit in jou dagboek in. Make it happen. It's on you. Nobody else is going to save you. This is on you. Ek moes 'n ontspanning, ondersteuningsspan ontwikkel. En hier wil ek vir die Here die glorie gee. Dit was in COVID tyd. En daar het 'n klomp Zoom meetings ontstaan, iewers skielik. Ouens soos Freek en Mensou en Atman en hoeveel ander ouens, manne van die woordgroepe en sulke goed. En ek het net besluit, ek weet nie hoekom nie, was seker die Here wat my geprikkel het om deel te word van daai groepe. En gehavend soos ek was, en vrot soos ek was, het ek ingeskakel op daai Zoom groups. En ek het die gesit onder die woord weer. En daar het 'n support structure vir my geword tot vandag toe. Ek dink julle ouens verstaan waaroor ek praat. Ek moes slaap, lank slaap en gereeld slaap. Dis wat ek moes doen, ek kan nie vir almal sê nie. Ek moes begin oefen, ordentlik doeltreffend oefen. Ek is gym toe, die Here het vir my geld gegee daarvoor. En ek het 'n persoonlike trainer genader wat my gewys het, wat maak ek met hierdie ou lyf van my. En sedertdien is ek elke week daar. Behalwe hier en daar wat ek net slap lê. Maar oor die algemeen, die moeilikste deel van my gym is die 50 meter hier van my lesenaar na my kar toe. You have to be a self-starter. It's on you. Nou, wanneer jy uitgebrand het, kan jy nie eens in die oggend wakker word nie, man. Jy het nie eens krag om op te staan nie. What must I get up for? I'm a failure. I fail at everything. Iemand het gesê, failing does not make you a failure. Refusing to stand up makes you a failure. En al is dit net baby steps wat jy moet vat. Jy moet weer aan die begin die beweeg kom. Baby steps. Mine was join the Zoom. En soos ek geluister het na daai preekte en met die manne gesels, het die Here my begin versterk aan die binnekant weer. Ek moes terugkeer na die woord en gebed. Nou hoor my, een ding wat ek geleer het. Baie keer wat ek vir die Here gesê het, Here, ek moet bid, maar ek het nie krag daarvoor nie. Toe sê die Here, maar jy het sopas gebid.
Dit was 'n gebed. Val op die Here, val op hom met al wat jy het. En ek moes toe verhoudings weer begin herbou. Want wat burn-out doen aan jou, is hy wil jou onttrek van almal. Hy wil jou vervreem van jou vrou hoofsaaklik, wat jou hoof support structure is. Hy wil jou vervreem van jou kinders. Jy moet werk maak daarvan, om een vir een weer te begin baby steps belê in daai verhouding. It's on you. It's not on the dominee or the child or your spouse. You cannot look to your spouse to do something that only Jesus can do. Sy kan 'n wonderlike eggenote wees, maar sy's 'n swak Jesus. So nou, ek wil begin klam op. Voorkoming van uitbranding. Manne, as die klokkies gelei het, het ek gepraat het, ons kan altyd weer daaroor praat, maar hier is 4 stadiums van uitbranding. Ek gaan hulle noem vir julle, en dan moet jy begin kyk. Sit ek vas met een of meer van hierdie. Nommer 1, hyperaktiwiteit deur konstante stres. Nou praat ek nie van baie werk en harde werk. Ek praat van so besig wees dat jy in jouself vasloop. Dat jy is nie meer produktief nie. Jy werk en werk en werk, maar jy kom nêrens nie. Jy het nie stilte in jou lewe. Jy het nie wegbreek in jou lewe. Die tweede een, verwarring. Ek is so besig, maar niks maak meer sin nie. What am I living for? Hoekom doen ek wat ek doen? Verwarring, confusion. Jy begin verkeerde besluite neem. Jy begin mense verloor wat jy nie moet verloor nie. Die derde ene, frustrasie. Hopeloos net frustrasie. Ons ken almal die stres van Here, hoe gaan ek salarisse betaal aan die einde van die week? Ons ken almal daai stres. Maar hierdie is, Here, ek probeer so hard, maar niks, ek weet nie. Daar's dinge wat jy nooit sal kan regkry nie. Aanvaar dit. Daar's party dinge wat jy nooit kan beheer nie. En die laaste ene is desperaatheid. Wanneer jy begin desperaat raak, verkeerde besluite, verkeerde keuses. Nou die gevaar, my laaste 2 sinne, die gevaar van uitbranding, behalwe die haalgeweer, ek praat nie daarvan nie, behalwe dat jy jou selfvertroue gaan verloor. 20% van ouens wat uitbrand, genees heeltemal. 20% genees glad nie. You gone. 60%, waarvan ek een is, herstel wel, maar genees nooit heeltemal nie.
Jy kan hoor by mense, so af en toe kom vra ek hom, het dit gehelp wat ek gebring het? Dis my selfvertroue wat sy gesig wys. Does my wife still love me? Dan begin jy te veel aan daai kant. OK, manne. Ek wil net die Here dankie sê vir hoe hy my gehelp het. Ek is deel van die 60%, maar ek brul ou boetie. Ek wil vir jou sê, ek is gekwes, ja. Maar I have turned those wounds into battle scars. And I wear them proudly on my chest of what the Lord can do. Every day of my life, ek is nou 73, elke dag van my lewe is die wonderlikste dag van my lewe. Because I've been there, done that, seen it all, got the scars to prove it. But the best is yet to come. Jou beste jare lê nog voor. Believe it, trust him, embrace his timing, embrace his system, en gaan groot vir die Here. Amen. Amen. Dankie brother Pieter, baie dankie, jy het met ons deel, en as ek na jou luister, dan wat ou so vra, kan ou nie 'n skoonpa gehad het soos Moses nie. Ou Jethro, wat by hom kom, en vir hom sê, hoor jy Pel, jy gaan vir jouself en die volk uitbrand. Die volk soek net een man wat al hulle probleme vir hulle moet uitsort, en jy kan nie alles op jou vat nie. Gaan lees dit gerus aan Eksodus 18, vanaf vers 13 tot 27, die hele verhaal, waar Jethro, wat self 'n priester was, 'n man van God was, 'n priester van Midian, en Moses se skoonpa. Ek wil net gou vir julle hierdie lees. Jethro het gekyk na wat aangaan, en vanaf vir Moses gesê, wat jy doen is nie goed, jy gaan jouself uitput in die volk ook. So jy gaan nie net jouself moeg maak, jouself uitbrand nie. Jy gaan ook, soos Pieter gesê het, die mense om jou uitput en moeg maak. Want hulle gaan nie meer weet hoe om met jou huis te hou nie. Jy moenie alles self doen nie, kry afgevaardiges, kry ander om na die kleine sake, oor kleine groepies te kyk. Kry afgevaardiges, die 70, wat, selfs die Here Jesus het vir sy disippels gesê, kom hier na toe en kom rus. Hoekom kan die volk nie in God se rus ingaan nie, as gevolg van hulle ongehoorsaamheid, hulle ongeloof, hulle het geweier om in sy, en as jy uit God se rus uit arbeid bedien, glo ek, as ek oortuig daarvan, jy gaan nie uitgebrand raak nie. Want selfs in die bediening, Pieter, ek is so een met jou, hoeveel keer het ek al gehoor, mense sê vir my, ag, dis mos nou nie 'n werk, hulle nie eens betaal pastore en dominees nie, hulle werk net op Sondag. Ek papi, gaan klim ek daai man se skoene, en gaan doen, gaan kuier vir die mense, by hulle huise, huweliksprobleme, finansiële probleme, die las wat daai mense, en Pieter, dis kom baie ons uitbrand in die bediening. Hulle wil so die ander mense se laste dra, dat hulle net nie eenvoudig meer kan nie. Want dit raak so 'n emosionele ding. Vader het baie vroeg in my bediening in die gevangenis of my gesê, don't try to solve everyone's problem. Moenie almal se probleme uitsorteer nie, of probeer nie, jy gaan jouself doodmaak. Die einde van die dag kan ek iemand red nie, ek kan nie iemand gesond maak nie, ek kan nie iemand vry maak nie, maar ek kan hulle vertel van die een wat dit kan doen. Dit sy naam Jesus Christus is. En wat hy vir my gedoen het. Ja, hy sê dra mekaar se las en vervul so die wet van Christus.
Maar verwag God van ons om jouself die heeltyd. Paulus skryf, hy sê, ek wil nie hê dat jy ter wille van jou jammerheid selfverdrukking lei. Waar mense so misbruik maak van jou goeie hart, dat jy by 'n plek kom en nie meer kan nee sê nie, en dit soos 'n bottomless pit raak, hulle in jou, soos 'n parasiet sal reeg suip, bloedseiers. En dit laat ons uitbrand in die bediening. Dit laat manne uitbrand waar jy nie meer kan nee sê nie. Ek lees 'n boek, Finish Strong, ek een van die beste boeke wat ek in my lewe gelees het, en nog gereeld na hom toe teruggaan. Wat gaan oor hoeveel manne wat Bybelskool toe, universiteit toe, wat gegaan het en gaan swat het om prediker te word, pastoor of 'n dominee. Hoeveel van hulle wat gegaan het, is nie meer in die bediening nie. In die boek vertel die ou se skoonpa hom, of aanstaande skoonpa, weer 'n goeie skoonpa. Hey, jy moet ook nie net seker maak jou skoonma is nie. Jy moet seker maak jou skoonpa en jy is dikpelle en die man het inspraak in jou lewe. En hy sê, toe hy nou sy aanstaande se pa ontmoet die eerste keer, toe sê die ou is ook toe in die bediening, hy sê, ek hoor jy is in die kweekskool. Hoeveel is julle in die kweekskool? Hy sê vir hom, sê 30, 33. Hy sê, jy moet boekhou. En vir my oor 20 jaar sê, hoeveel van daai ouens wat saam jy nou in die kweekskool is nog in die bediening. En met daai tyd, daardie jare, toe Steve Ferrer, die ou wat die boek skryf na dit kyk, toe is daar net hy en 2 ander, wat in die honde in my gebied is opgechat. Toe is daar net 3 oor. Net 3. En hulle het gaan kyk, hoekom ouens nie sterk eindig in die ministry nie. En meeste verval in egbreek. En ek wil net vinnig hierdie met julle deel. Hulle vra toe vir hierdie jaar 250 ouens gewees. Predikers wat verval het in egbreek. Wat het verkeerd gedoen? En die eerste een, hoor mooi, ek het nie meer tyd met God spandeer in sy woord en gebed nie. Ek het meer aandag aan daai vrou begin gee, want sy het my so vasgevat en vasgevang in haar probleme, emosionele bagasie, en ek wou net nie skouer wees op wie sy kan huil. Ek het meer tyd aan haar spandeer as aan my eie vrou. Ek was nie accountable teenoor iemand anders nie. Ek het nie accountable boetas om my gehad nie. Manne wat my in my gesig kan kyk en sê, brother, wat's fout? Jy moet nie vir my lieg nie. Hoe gaan dit in jou huwelik? En die laaste ding, hier het my geruk. Die heel laaste punt is, hulle het almal gesê, dit sal nooit met my gebeur nie. Pas op, dis net God wat jou staande kan hou, dis net God wat jou kan bewaar van struikeling. Yes, brother Pieter. Ek wil net sê, ons praat nie net van pastore in kerke nie. Ons almal op hierdie groep is pastore. Jy is 'n pastoor van jou familie. Jy is 'n pastoor van jou besigheid. Ons is almal in volle bediening. Kingdom priests, business priests, church priests. Laaste ding, hier op die Oosrand, laas jaar, het 52 pastore handdoek ingegooi. Stuff, there's a war, man. It's a war. Dis cool. En ons moet seker wees that we are not trying to fight the Lord's battles. Dis waar ons moeg raak. Ons raak aan goed wat nie ons fight is nie. Dis waar. En dan word al ons krag gestel daar. Dankie Pieter. Mense, ek sien jy skat jou kop baie. Wat sê jy vanoggend? Ek moet eerlik wees, Vreed, ek was nie lus vir hierdie diskussie vanoggend nie. Maar ek besef, ek het 'n geweldige klomp notas gemaak hierso.
Dit is 'n ding wat seker naby sit. En ek dink daar's 'n paar prinsipe wat hy moet in 'n gedagte, en julle sal so oor die tyd gehoor het vandat ons met die beeldheid begin het. Ek hou van die praktiese aspekte van die ding. Daar's manne, spesifiek Johan wat baie sterk is op die geestelike kant van die ding. Hierso draai nou vir my anderste kant toe. Hierdie is 'n sterk geestelike aanval. En ou moet versigtig wees wie vir jou preek. Jy het dit alself gesê. Nie dat die vyand vir jou preek nie. Daar's 'n ding in besigheid, in die lewe, maar in die besigheid ook. God se slipstream. Daar's 'n plek wat jy inkom waar jy beweeg saam met hom. Hy nie moetswillig nie. Jy kom in sy slipstream agter hom in, jy weet dit, toe ons laities was, as jy iewers die heen wil gaan, dan kom jy agter hy trokke of hy kar in sy slipstream, dan vat jy jou bicycle en dan is dit lekker gevaarlik, jy kan die kar vashou, maar dan hoef jy nie te pedal nie. En om in God se slipstream te kom en daar te bly, met onder sy beskerming in te kom en daar te bly, kos orde, ons dien 'n God van orde. Jy moet jouself dissiplineer en georden hou, en dit is 'n groot ding om te sê, ek kry dit self nie reg nie. Maar daar's 'n paar basiese beginsels in besigheid. Dit is, jy moet jou belasting betaal. Moet die Here sê, betaal die keiser wat die keiser toekom. Ja. Jy moet jou belasting betaal. Jy moet jou wet betaal. Dis een van die dinge wat dis een van die grootste dinge wat klein besighede uithaal. Jy betaal nie hulle wet oor nie. Want dan loop dit op. En dan op 'n stadium woep, dan word die besigheid gelikwideer want jy betaal nie jou wet oor nie. Maar daar's goeders wat jy moet doen sodat jy onder God se beskerming kan bly. Daai vroeg opstaan is 'n bitter belangrijk. Maak vir jou 'n lysie. Sit by die Here. Maak jou lysie vir die dag. As jy nie jou dag self beplan nie, dan beplan iemand anders doen vir jou. En tik die lysie af. Jy verstaan dat jy nie alles op die lysie kan doen nie, dis oukei. Maar tik af dat jy kan sien jy het goeders reg gekry. Dit is jy stoptyd doen aan die einde van jou dag. Dat jy nie sê dat jy niks gedoen nie. Die belangrike ding is, sit heel bo in jou lysie die moeilikste goed. Doen die moeilike goeders eerste. Want as jy dit uitstel, vanaand as jy jou stoptyd doen, dan sê ek het nog maklike goed gedoen, môre moet ek die moeilike goed doen wat ek moes vandag gedoen het, en ek moet môre so moeilike goeders doen. Tackle die moeilike goeders eerste. David Pieter sê van wees wat belangrik vir jou familie. Weer eens daai stukkie van die vyand vir jou preek. En jy sê, jy het nie meer waarde nie. Jy het nie, ek onthou, Johnny Lowe het my vertel, hulle het ding karakter for life aanbied vir die ouens wat die rubbish optel is in Johannesburg. En want hulle het 'n geweldige, hulle het mense verloor. Die ouens is raak gery en seer gekry en weet, hulle het 'n hoë dood getalle gehad. Met die ouens wat die rubbish in die trokke ingooi, agter die trokke aan hardloop en dan die rubbish ingooi. En die eerste ding wat hulle geleer het, ek dink hulle het iets soos, ek kan nie onthou nie, ek dink dit was 30 mense 'n jaar verloor aan die tipe van ongelukke. En die ouens het onder die trokke beland het of binne in daai masjiene en wat ook al. En toe hulle vir hulle leer dat jy belangrik is vir jou familie, jy drop daai na amper 0 toe. Net omdat die ouens besef het, ek moet myself oppas, dat ek nie raak gery het nie. Ons kan dit seker dieselfde sê in besigheid. Pas jouself op, dat jy nie raak gery word nie. Pieter, die vernoot, kies jou vernote, as jy vernoot moet hê, kies hom baie versigtig. Dit is 'n bitter belangrik. Loop eers 'n paadjie saam met die ou, voor jy sommer net inspring. En ek wil sê, hoe langer die paadjie, hoe beter. Begin verstaan, ontmoet sy vrou. Kyk hoe lyk die ou se vrou. Pas hy sy vrou mooi op, as hy sy vrou mooi oppas, is daar goeie kans dat hy jou mooi gaan oppas. As hy sy vrou sleg oppas, boere, jy gaan 'n harde lewe hê. Jy weet, 'n vernoot kan 'n ou breek, dit bring my by nog 'n punt. Omring jou diep self deur positiewe mense. Moenie dat jy afgetrek word deur negativiteit nie. Dit is 'n baie belangrike ding. Ek praat van alles van wegbly van burn-out.
maar kry vir jou deel jou tyd met mense wat positief is. Ek het een keer 'n ding gehoor, hulle sê ouens wat in die bediening is, moet vir hulle hobbies kry. Hulle onthou, as ek iets doen, 'n besigheid, op 'n punt het ek 'n produk. Ek het 'n masjien wat klaar gebou is, of ons het 'n produk wat ons maak wat mense en dan kan ou sê, dit is goed, dit is mooi, dit is klaar. Maar die ouens in die bediening het nooit daai deel met jy bedien 'n ou, dit geloop mooi, loop môre as hy terug op dwelling, so wat ook al. Dit breek jou moed. Maar kry vir jou hobby waar jy iets kan klaarmaak, al bou jy plastic vliegtuigies, of jy verstaan wat ek sê, doen 'n bietjie houtwerk, of kry vir jou hobby waar jy in jou me time 'n resultaat het, jy 'n ding wat klaar is en sê, okay, dit is mooi. Dit jy ietsie accomplish. Mag seker jy accomplish, dis hoekom die lysie so lekker is. As jy lysie mag van goeders om te doen, aan die einde van die dag doen jy stoptyd, jy tik af. Was 'n bevrediging om 'n ding op 'n lysie te kan doortrek. Dis okay, dan. Nee, jy nog nie dan nie, los hom, ons kan terugkom na hom toe. Jy maak vir jou lysie van goeders wat jy doen moet. Sweet, soos ek sê, doen nie die moeilike goed eers. Sweet voor die tyd. Dan hoef jy na die tyd te sweet. Die ou Russiese oom sê, we sweat before the time. Then we don't have to sweat later. Daar is 'n stukkie van Peter se gym. As jy doen wat jy moet doen, kan jy doen wat jy wil, wanneer jy wil. Moenie te haastig wees nie. Die manne maak hulle fortuin tussen 50 en 60. Daar's min ouens wat 'n fortuin maak vir hulle. Want hulle het baie lesse geleer om dit te begin toepas. Jy moet dit toepas. Dit help nie jy leer lesse en leer lesse. Stadig moet jy dit goed begin toepas. Dan moet aksie wees en dan moet dissipline wees. En die laaste een, sit hulle mite op die invloed van die wêreld om jou. Pieter het gesê, gaan slaap vroeg. Ek sit my foon af. Daar is nommers wat ek lewendig hou, as daar 'n krisis is, my kinders en so aan, my ouers en so aan. Maar sit jou foon af, maak tyd. Daai stukkie van Charlie Kirk, ons broer Charlie Kirk, doen jy Sondag. Vat jy 'n dag. You observe the Sabbath. Baie belangrik. Ek het al in die verlede getrap Sondag werk, dan is die kalf in die put en die geerskrap en die klats slip en alles is verkeerd. En weet jy wat? Jy kry net mooi niks gered op 'n Sondag. Ek kan dit nou al vir jou nou al sê. Jy maak nie meer geld as jy Sondag bysit op jou werksweek. Jy gaan inteendeel, dit gaan verteerlik vir jou. Sit jy weet op die wêreld se invloed om jou. Jou selfoon. Negatiewe invloed so gesê. Verslawing. Die ouens wat gaming addicts is. Daar is gaan sukkel om 'n besigheid te ran die volgende dag, want hy klim eers 12 uur in die bed. Nou wil hy nou skiep hy uit op sy stilte tyd. So nou sleep hy die bed uit moeg uitgeput hier teen 18. En dan wil hy kom teen my besigheid doen. Hy gaan ernstig verloor. Hy's nie naaste met my, ek is op my level. Wat 'n ou wat lekker vroeg in die bed klim. Vroeg wakker word in stilte tyd. Ek kan net nie met my compete. Dit is nie 'n wedstryd nie. Ja, Freek, dis wat ek tjoef min of meer, ek het nog 'n paar goedjies. Die belangrike ding is Petrus het in die water gevloei. Want wat ons vra as vir 'n entrepreneur, loop op die water. Jy kan nie jou oë van die Here af. Ja. As jy jou oë van die Here afhaal, sink jy. En jy gaan versuip. Dit is wat uitbranding is. Sure. Jy gaan versuip, dit is wat uitbranding is. Dankie mense, groot wysheid. Se voorreg om saam met jou te brul en te kan leer. Wat doen hy moeilike goed eerste? As ek nou hier gaan oefen, ek begin by dit wat ek die minste van hou. As ek bene doen, dan moet ek, dan wil ek nie, hy soos Pieter sê, dan is hierdie van my stoel af na my oefengoed toe is ver. So begin met die moeilike goed, dan sit agter die rug man, die res waarvan jy hou kom vinnig en is natural. Jesúan, wat het jy volgens vir ons? Ja,
Hierdie is 'n digte onderwerp hoor. Ek moet jou sê, in ons almal leef in 'n tyd, ons leef in 'n moderne tyd waar uitbranding absoluut aan die orde van die dag is. En ek meen, ek gaan nou nie herhaal wat Pieter gesê het met 'n baie belangrike paar punte aangeraak en mense het 'n paar kernbeginsels aangeraak. Ek wil die onderwerp so aanpak deur te sê, voorkom dat jy op daai punt kom van uitbranding. Voorkom deur vir jou ritmes in jou lewe daar te stel. En die eerste ritme is God se woord. Wat sê God se woord? Ek het net Spreuke 10 vers 22 sê dat die seën van die Here maak ryk en moeitevolle arbeid voeg daar niks by nie. Wat is moeitevolle arbeid? Ons het al in die verlede daaroor gepraat. Moeitevolle arbeid is wat mense gesê het, nou flippend spring jy in op 'n Sondag en nou gaan werk jy, want jy is so vol aspirasie dat jou uitbranding is sommer hier op die naby horison, want jy breek die eerste beginsel. As Jesus weggebreek het en sy opdrag was, hou die Sabbat. Yes, ouens, as jy jou eerste ritme wil toepas, hou jou rusdag. Of dit nou 'n Sondag of 'n Saterdag is, maak nie saak nie. Prediker spreek op 'n Sondag, wanneer moet hy rus? Hy gaan nou nie daar voor die troon staan en sê, hoor hierso, Brother Peter, because you worked on Sunday, gaan jy nie inkom nie. Dit gaan oor, het jy 'n rusdag? Die Here sê, in 6 dae het ek gearbeid, die 7de dag het ek gerus. So, en daar in Psalm 127 vers 2 sê hy, te vergeefs, dat jy vroeg opstaan en laat gaan slaap. Hy gee dit aan sy bemindes in hulle slaap. Is dit nie 'n beautiful belofte nie? As jy 'n entrepreneur is, en jy die ritme van God in jou lewe, soek hom eerstens in die oggend. Vra en raadpleeg hom sy woord. Vra en raadpleeg hom vir die rigting waarheen en hoe. Besluite wat jy moet neem, kan ek nou vir jou sê, sal jy nie burn-out ervaar nie, want hy gaan nie toelaat dat jy daai threshold oortree nie, omrede jy hom raadpleeg. So wanneer jy daai gesonde ritme met jou vrou spandeer in die teenwoordigheid van God oor jou koppie koffie in die oggend, en jy begin vra, moet ek hierdie transaksie so doen? Moet ek daardie ding so doen? Begin hy naderhand vir jou voor die tyd waarsku om te sê, wees versigtig, hierdie gaan gebeur, want sy belofte aan sy knegte is dat ek maak my raadsbesluite aan my knegte, my profete bekend voor die tyd. Kan nie vir julle sê, hoeveel keer kom die Here dan raad, dan waarsku hy ons, en hy sê, hier gaan 'n situasie kom, en hy noem hom by die naam, hy sê, jy gaan verraai word, of jy gaan gesmaad word, of wat ook al die waarskuwing is, begin hy jou in jou gees voorberei. En wanneer dit gebeur, begin jy jouself inpak met God se woord. En sê, Here, wat moet ek daarin doen? Hoe moet ek myself gereed kry daarvoor? En as dit in jou besigheid gebeur, as 'n entrepreneur, en die Here sê vir jou, luister, daar kom 'n aanslag. En sê, Here, wat moet ek doen? En hy sê vir jou, moenie hierdie roete volg nie, volg daai roete. Man, ek kan nie vir julle sê hoe amazing dit is, as God met jou begin praat oor jou roetes nie. Want dit kom deur gesonde gewoontes. Moenie wag tot op die punt dat jy uitgebrand is nie, soos Pieter gesê het. If you go beyond that threshold, as jy oor daai grenslyn gaan, is die return to normality baie moeilik, en is 'n baie lang pad. So, ek wil net daarmee volstaan, as jy gaan kyk na Elia, yes, hy het 'n powerful storie gehad. Daai ou is seker een van die kragtigste voorbeelde van mag. En kyk hoe hy opgevaar na die hemel toe. Julle ken die storie van hoe hy opgevaar met 'n wa met vuur en perde en goed, as God het hom kom haal. Maar daai man in sy gevegte in die Baalpriesters, en hy daai ouens laat doodmaak, het vuur in die hemel gebid het. En toe kom hy bestaan en toe raak hy bang vir, wat is daai vrou van Agab? Jezebel. Yes. Raak hierdie perd bang, met al die mag en krag en autoriteit wat hy het, en hy sê net, ek wil nou sterf, hy raak moedeloos. Hy raak fisies uitgeput, emosioneel onbemagtig, ek wil dit noem, emosioneel onbemagtig.
En dan kom die Here en sê vir hom, luister Pel, jy moet nou 'n bietjie rus. Jy moet nou kom een kant toe. En hy kry weer krag. Ouens, ons is nie groter en sterker as enige van die Bybelfigure nie. Soos die groter en sterker is ons voorvader Abraham en Dawid. Ek het ongelooflike respek en liefde vir Abraham en vir Dawid. Die kragtigste voorbeelde. En Daniel, dat spirit wie, jy weet, ons praat so baie keer oor goddelike beginsels en hierdie goed vleg so in mekaar. Samestemming tussen man en vrou, regsaake. Hierdie onderwerp van waar is jou begin? Is dit met Christus in die oggend terwyl jy koffie met hom drink, met hom gesels? Elia, Dawid, hulle het waar begin by die voete van Christus. En as jy daai ritme in jou lewe het, gesonde gewoontes, ek gaan nie so gesê, gaan nie alles herhaal nie. Oefening is ongelooflik belangrik. 'n Balans in jou lewe is geweldig belangrik. Om jou te omring met manne, met goeie geselskap, om te klankbord, is ek op die regte pad. Ek meen om net vir mekaar te vra, boys, bid net vir my of vir ons is in hierdie proses, dink net aan ons. Jy weet, ek het al vir myself gesê, hoeveel keer reik ons uit na ander mense, dan bid ons vir hulle. Wie wonderlik is dit vir my, as iemand vir my sê, hoor Johan, ek bid vir jou, of ek het vanmôre vir jou gebid. Daai ritme in jou lewe, as iemand vir jou bid, en ek weet ons bid vir mekaar, ons sê altyd vir mekaar, kom ons bid vir mekaar. Dit is wat ons as manne van God is, in 'n entrepreneurs hoedanigheid staande laat bly is, mekaar te dra in gebed. Nou Paulus is baie streng op daai een, hy sê bid vir mekaar, dra vir mekaar. Anyway, ek wil daarmee volstaan. Ek dink Pieter het 'n tafel getuienis gegee en baie dankie daarvoor. Maar moenie wag tot op die punt dat jy nou die dokter moet gaan sien, want jy voel jou berings is nou besig om te slip nie. Dankie Johan. Ja, daar is 'n groot voorbeeld van Elia. Magtige, God het groot dinge teen hom gedoen. En kom by 'n plek wat hy so moeg is dat hy sê ek wil sterf, ek het nou genoeg gehad. Maar God sê rus, eet gesond, hier is vir jou lekker vye koeke en hy word versorg en versterk. En ja, so is waar jy sê, ons is nie groter as hulle nie. As ons meester gaan rus het, as ons meester gaan afsonder het, om tyd met die Vader te spandeer, hoe dink ons gaan dit op ons eie kan doen? It's not by power, it's not by might, but by the Holy Spirit. Jacques, sal jy vir ons afsluit asseblief met jou insa en sommer met gebed? Môre julle, wat kan ek sê wat julle nog nie gesê het nie? Pieter, dankie, het was awesome geweest vandag. Van 'n besigheidsman se kant af kan ek sê, ja, jy het al die punte reg daarso. Hypoaktiwiteit, ja, dis daar. Ons moet survive, so ons moet dinge uitdink wat ons moet doen as besigheidsmense. Frustrasie, dis daar die hele tyd, want jy probeer die hele tyd verskillende goeders doen. Kom ons sê as jy nou begin met jou besigheid, probeer jy klomp verskillende goeders. En daarso kom nou jou probleme in, want daai wat jy doen, kom uit jouself uit. En dit is nie noodwendig wat God wil hê jy moet doen nie. So weer eens eerste, wat almal hierso sê is, raak stil voor God in die oggend. Maar toe ek besigheid begin het, was dit nou nie so gewees nie. Toe ek my besigheid begin het, was dit, ek moet survive. Ek het potte wat gevoer moet word, ek het mondjies wat gevoer moet word, hoe gaan ek dit voer? En ek moes uitfigure hoe om dit te doen. En om dit uit te figure, het ek 'n klomp goed probeer. Het ek uitgebrand? Of course ek het. Het ek het survive? Ja, ek het. Was ek desperaat? Baie kere was ek al desperaat geweest. Het ek al vernote gehad? Ja. 2 keer. Nooit weer nie. Hoekom nie? Die ouens wat gebrand is deur vernote sal verstaan wat ek bedoel. Maar as jy jou vernoot eendag kies, moet dit 'n goddelike mens wees. En wees ook versigtig, hy moet die regte waardes as jy het. Gaan jy vroeg slaap? Ja, natuurlik gaan jy vroeg slaap. Hang af wat se besigheid jy het. Nou kom ek sê maar net 'n vergelyking hierso.
As ek nou 'n besigheid het wat bande vervang op 'n kar, 'n tyreplek, dan sluit my deure 8 uur oop, maak ek my deure oop, of ek maak my shop 8 uur oop, en 5 uur vanmiddag maak ek dit toe. Daarna is dit 'n bietjie recon, maar daarna is dit familietyd. So wat ek probeer sê is, so besigheid, nou nie 'n pizza shop nie, maar kos wat 'n tyreplek. Hulle het vaste ure van 8 tot 5. Die eienaar van daai plek hoef nie verder te gaan leer hoe om tyres op te sit nie. Ek verskoon my Frans, bande op te sit nie. Hy weet wat hy doen, hy kan dit doen en hy doen dit tot die beste van sy vermoë. That's it. Nou gaan jy in 'n ander besigheid en waar jy die heeltyd moet leer, accountant byvoorbeeld, of forensies, of waarin ek is, cybersecurity. Die hele tyd moet ek leer. Ons het nie 8 tot 5 werk nie. Ja, jy staan 'n tyd op en jy gaan slaap 'n tyd. Dit is nie vroeg nie. Baie van my kliënte sal sê ons moet na ure werk. Nee, dan is dit deur die dag het jy jou meetings en na tyd, dan sit jy tot 2, 3 uur die oggend toe, of jy gaan slaap dalk nie as die projek dit vereis. So slaap is nie altyd in my beste geval, in my geval nie. Dis maar net hoe my besigheid werk. Maar die konsep is 100% reg. Gaan slaap vroeg dat jy gesond is, of dat jou brein gesond is vir die volgende dag. Anders gaan jy nie konstruktiewe besluite kan maak nie. As ek in 'n vergadering sit die volgende dag, moet ek 100% funksioneer. Want as ek nie funksioneer nie, dan gaan die kliënt nie na my toe kom nie. As jy moeg is en jy moet nog in 'n meeting gaan sit, moet jy nog steeds seker maak, jy funksioneer 100%. En hou daai trant aan, dan brand jy uit. Wat gebeur? Eerste, die duiwel kom na jou toe en hy maak jou so besig, dat jy nie aandag aan jou familie en jou kinders gee nie, in familie. En dis waar die probleme begin. So obviously val hy jou eerste aan op jou koningpriesterskap en profeet van jou huis, en as hy dit kan laat val, dan val die res ook in jou besigheid ook. So ja, ek weet nie hoe dieper ek moet gaan in die ding nie, maar my vinnige opinie van dit, ja mense, julle vat raak, is alles baie geldige punte, en ou moet oplet op jouself, en wat ek baie keer vir my en vir my vriende ook sê, God is in beheer van my besigheid. Tans, op die huidige oomblik, moes ek al die lesse geleer het wat Pieter van gepraat het. Ek het dit op die harde manier geleer. Nou probeer ek, en ek is baie suksesvol om dit te sê, wanneer my vrou by die huis kom, is dit vroutyd. So sy ry vroeg in die oggend werk toe, 6 uur, dan begin ek te werk, en dan wanneer sy huis toe kom, dan is dit vroutyd, dan spandeer ek tyd aan my vrou, en die res van die oefeninge wat ons moet doen, en sovoorts. So jy moet daai balans op die einde van die dag ook, om jouself sane te hou, en nie van die heeltemal van die wal af te gaan nie. Dis maar vinnige opinie van my, dat ek dit oorgee na Pieter toe. Baie dankie, Boetajak. Ek gaan nog steeds vir vra om ons af te sluit. Pieter, voor ek nog gee, my dogtertjies is nou 13, Katie, my meisiekind. Sy kom baie Sondag, sy sê vir my, kyk sy my, sy sê, pap, dad, is dit vandag pyjama dag? As ek is pyjama dag. Dit beteken, ons doen niks. Soos niks. Ons enjoying net mekaar, kyk 'n movie. Gister het ons lekker gebraai, dit was nou iets doen, maar net lekker om jou kinders by jou te hê, en net lekker, ja, ons het nou nie meer gister nie, ons pyjamas rondgeloop, maar daar is regtig daar wat ons net in ons pyjamas rondloop. So call hy pyjama daar, yes Pieter. Ek wil net 'n klip in die bos gooi, oor daai slaap, waarvan Jacques praat. Verwyder daai televisie uit jou slaapkamer uit. Moet nie jou foon in jou slaapkamer vat nie. Hou op televisie kyk 2 ure voordat jy wil gaan slaap. As jy 'n televisiepersoon is. 2 ure om jou brein eers te laat verwerk. Want anders gaan jy in daai bed lê vir 2 ure, dat jy nie kan slaap nie. Verwyder daai televisie. Hy hoort glad nie daar nie. Dankie Freek. Dankie Pieter, jy het daai vinger gewys vir my.
Ek het nou nie 'n televisie in my kamer nie, maar hierdie ding. Ooh. Kyk, ek kan hom lekker YouTube en goed in die hande. Ja, en baie keer dan dink ek is tot my voordeel. Nou is goed wat ek leer, maar dit is waar. Dit is so. Jacques, sê vir ons afsluit asseblief. Dis reg. My Papa God, my Vader, my Koning, my Skepper, my Heerser. My God, nog 'n dag, nog nuwe dinge. My God, ek vra U genade uit oor almal wat hierna kyk, my God. Ek vra dat U die ore seën van die mense wat hierdie woorde hoor. En laat U skuiling vir hulle gee. Laat U hulle toefou onder die vlerke, my God. Ek vra U vergifnis vandag, my God, oor almal uit U. Stort U genade uit oor almal, my God. Vergewe ons sondes en help ons deur hierdie dag. Dankie vir die voedsel wat U vir ons gee. En ek vra dat U die hande seën wat dit vir ons voorberei het, aangedra het. En ek vra dat U ons sondes vergewe. En staan ons by waar ook al ons is. In ons donker plekke, waar ook al, help ons, bemoedig ons. En help ons deur hierdie dag. Om U naam se wil. Amen. Amen. Baie dankie, Jacques. Van ons almal hier die leeutrop wil ons vir jou sê hierdie week moet jy brul. En is mense Ekskuus, ek wil net vinnig by sê. Jacques het nou mooi gevat. Almal van ons se besighede en se lewenswerk verskil. Jy moet, en Johan het gesê, kry jou ritme, kry jou ding wat vir jou werk, sodat jy kan rus en jou dinge doen wat jy moet doen, sodat dit vir jou werk. Jy moet dit vir jouself uitvier. Elke ou se situasie is anders, elke ou se, Jacques het so vinnig gesê, oor die pizza plek, hy gaan vanaand laat werk. Weet, nou eet in die aand pizzas. Jy eet nie pizzas, nie 'n breakfast eten. Weet, daai tipe van dinge. So, figure jou ding uit en maak dit vir jou werk. En kom in jou ritme. Dit is ons het 'n TV in ons kamer, ek gaan hom nie uithaal nie, maar ek pla my glad. En jy kan maar die TV aansit, jy kan maar jong tweede wêreld of derde wêreld oorlog langs my bed hê. As ek slaap. Dit vat my nie 10 minute om in slaap te raak nie, dit vat my 2 sekondes. Dan sê ek uit, klaar. Ja, selfde. Ek sal nou dalk nie tot môreoggend 8:00 so slaap nie, maar vir daai eerste 4 ure of iets as ek mos doen, 4-5 ure. Asof my brein in my bedkassie ook is, daar niks. Ek weet nie baie keer of ek droom nie. So prys die Here. Volgende week 'n tema wat ons lank verwag van hy 15 punte van Patrick by David. Terwyl jy gepraat het, Jacques, kom het so sterk wat jy sê toe met jou vrou en die aand is my vrou se tyd. Wil ek sê ek en my vrou en ons besigheid. Of ons bediening, maar ek en my vrou en natuurlik eerste bediening van man en vrou kinders grootmaak. Wat 'n challenge. Wat 'n ja, die Bybel is daar, maar as daar net 'n manual ook was wat vir my kom mooi sê. Hoe maak ek dan kinders groot? Veral tieners. Genade. So uit die leeutrop sê ons vir jou 'n wonderlike week wens ons jou toe. Mag dit met jou goed gaan en mag, soos Johan sê, die woord het sê, die seën van God wat ryk maak, sonder moeitevolle arbeid, mag dit jou deel wees hierdie week in die naam van die Here Jesus. Mooi bly.